Hallo, my naam is Steven Anderson. Ek is op die kerkraad en ek is verantwoordelik vir die finansies. Ek gaan so vinnig net kyk vir die jaar wat verby was, asook die jaar wat voorlê vir ons. Wat 'n uitdagende jaar het ons nie gehad met COVID-19 en al sy regulasies nie. Ten spyte van dit het ons wel kerk gehou, al was dit op 'n aanlyn platform. Ons het klomp nuwe goed geleer. Veral hoe maklik dit is om nog steeds uit te reik na ons gemeente, al is ons nie by die kerkgebou nie. En ek sê nou maklik met tong in die kies, want die tyd en die moeite wat ons leraars wel ingesit het, was nie altyd so maklik nie. Ons kyk net so vinnig na die syfers van verlede jaar. Ons inkomstes het gesak met so ongeveer 2 tot 3%. Die eredienskollekte was wel af, maar die vaste bydraes vir die jaar was weer op. En 'n kombinasie van hierdie twee het ons was meer as wat ons begroot het. Ons fondsinsamelingsprojekte, onder meer die Winterfees, het ongelukkig in die slag gebly as gevolg van al hierdie inperking. Dan het ons besparings getoon op die kostes, en die besparings is as gevolg van die feit dat ons nie toegang tot die kerk gehad het nie, en daarvan die bedienings nie plaasgevind het nie. Ons het ook verligting benut, en dit het ook bygedra tot die besparings. So ons sluit dus die finansiële jaar af met so ongeveer 168.000 tekort, wat kleiner is as wat ons oorspronklik begroot het. Nou kyk ons gou na die begroting. Die grootste uitdaging vir my was om 'n begroting saam te stel wat haalbaar sou wees gegee al die huidige omstandighede wat ons tans en onsekerhede wat ons tans beleef. Wanneer gaan ons weer kerk hou en hoe vinnig gaan dit gaan gebeur? Hoe gaan ons fondsinsameling kan doen wat binne die regulasies sal bly? Dit was maar net 'n paar van die vrae wat opgekom het. En dan as mens nou COVID-19 in ag neem, ons is nog steeds nie ontslae van dit nie. En die impak van dit op die ekonomie raak net groter en groter. Soos hulle in Engels sê, desperate times calls for desperate measures. En ons begroting is saamgestel met die volgende voorstelle en aannames. Die kerkraad het besluit om ons beplanning op 'n korttermynbasis toe te pas. Ons het op 'n prioriteitsbasis ons begroting opgestel, waar vaste kostes eerste voorkeur kry en enige addisionele kontantvloei dan vir ander prioriteitsonkoste aangewend sal word. Daar was geen begroting vir ons bediening nie, en dit word op 'n ad hoc basis werklik toegepas, soos die kontantvloei dit toelaat. Daar is ook geen verhogings vir ons personeel en ons leraars toegestaan nie. Dan op die onderhoud en die herstelwerk van die gebou en die pastorie. Dit word elke jaar so klein bietjie agterweë gelos, omrede die kontantvloei nog steeds 'n voortdurende uitdaging is. En ons sal noodgedwonge iewers daar moet geld spandeer om soos normale verwerk en normale herstelwerk te kan doen. Die begroting lyk dus soos volg. Ons vaste kostes is in lyn met die vorige finansiële jaar. Ons verhoog ons geskatte inkomste met so ongeveer 3% om 'n nul begroting vir julle voor te lê. Ons kerk is ongelooflik geseën, en ek wil net weer namens die kerkraad en die leraars dankie sê vir die gemeente se finansiële ondersteuning gedurende die vorige finansiële jaar. Ten spyte van al hierdie uitdagings en deure wat toegemaak is, het ons soveel nuwe geleenthede aangegryp. Een van hulle is ons aanlyn platform, ons footprint wat so vergroot, soos Dominee Marcus sou sê. Met die Here aan ons sy, kan ons gemeente enige van hierdie uitdagings aanpak. Dankie vir julle tyd.